Ons sit vandag nog steeds met 'n dilemma. Ons is nog steeds geneig om genade en wet te meng. Die vermenging van wet en genade. Terwyl Christus vir ons genade gebring het. Ons is onder genade, maar ons is geneig om die wet te meng. Hoekom? Want dis ons verwysingsraamwerk, dis waar ons vandaan kom. Ek het gesukkel met hierdie saak om regtig te verstaan dat Christus alles afgehandel vir my. Alles afgehandel het. Daar is nie nog ietsie wat ek kan bydoen om mee te bring dat ek herstel is nie. Nou, die aanvanklike kerk het net so 'n probleem gehad, net so 'n krisis. En Lukas hanteer dit in Handelinge 15. Beskryf hy 'n situasie waar Jode wat uit die wettiese agtergrond uitkom, wat genade ontvang het, die genade van Christus ontvang het, waar hulle na heidene toe gaan, of nie Jode, wat nooit wetties geleef het, nog nooit die wet onderhou nie. Maar hulle het die genade van Christus ontvang. Nou kom hierdie Jode na hierdie nie-Jode toe, na die heidene toe, en hulle sê vir hulle, maar hoorie, julle kan nie net die genade ontvang nie, julle moet daarom iets bydoen ook, julle moet julle laat besny. En Paulus en Barnabas, wat in daai omgewing was, het daarvan te hore gekom, en daar was 'n groot woordeverwisseling rondom dit. Hulle kon nie uitsluitsel kry nie, maar Paulus en Barnabas was omgekrap oor hierdie saak, want hulle het genade verstaan. Die hele saak word verwys na Jerusalem toe. Toe hulle in Jerusalem by mekaar kom, toe is die eerste mense wat opstaan en praat, Fariseërs, wat ook die genade van Christus ontvang het, maar hulle het in die wettiese denkpatroon. Hulle denk het nog nie vernuwe geword aangaande die genade van God nie. Onverdienstelik. En hulle sê, julle moet hierdie heidene leer en vir hulle opdrag gee om hulle te laat besny en die volle wet van Moses te onderhou. Hulle kan nie anders dink nie. Dis so hulle dit verstaan. Petrus staan op en hy sê, julle weet dat ek die eerste een is wat gestuur is na die heidene toe. En dis nou my eie verklaring, maar dink aan die storie. Petrus het nie dadelik verstaan nie. Hy het 3 keer rein en onrein diere gesien, en God sê vir hom slag en eet, en hy stoei daarmee, hy sê, hoe kan hy? Want daar is sekere mense, die Jode wat rein is, en daar is sekere mense, die heidene wat onrein is, so hoe dan nou? En uiteindelik het sy denke vernuwe geword, en hy het verstaan, dat God die mensdom reeds rein verklaar het, of jy Jood is, of Griek is, of wat ook al. Die mensdom is reeds rein verklaar, en hy stel dit aan hierdie mense, en hy sê, maar, julle kan nie nou nog 'n juk op hierdie mense plaas nie, hulle is reeds rein verklaar. Hulle kan nie nog iets bydoen, besnydenis en die onderhoud van die wet, is 'n las wat hulle gaan dra, wat ons nie eers kon hanteer nie, wat hulle moet hanteer. En dit kan niks bydra tot die feit dat hulle reeds rein gemaak is. Daar was reeds 'n dood, daar was reeds 'n opstanding. Nou sit Jakobus daar en hy luister na dit alles, maar hy dink ver terug, hy dink 800 jaar terug. Hy dink aan 'n boer wat met skape geboer het en met vye, Amos, en Amos het gesê, die dag sal ek die vervalle hut van Dawid herstel. Ek sal die mure opbou, ek sal die skeure toebou, soos in die dae van ouds. Met ander woorde, ek sal dit doen in die dag, in 'n oomblikse tyd sal ek dit doen, en ek sal dit herstel soos wat dit was, soos wat dit nog altyd was, nog verder as wat jy kan terugdink, van die begin af, soos wat dit so was, van die begin af. En Jakobus noem hierdie skrif aan hulle, en hy noem dit, want hy weet toch, hulle verstaan het, hulle ken hierdie wettiese skrifte. Maar Jakobus het dit ding gesnap op hy oomblik, hy het gesê, maar, en hy noem dit aan hulle, dat hierdie herstel van die mens, die vervalle hut van Dawid, die mensdom, die woonplek van God, die woonplek van die liefde, die hut van David, loving, die een wat oorkook van liefde vir jou en my, wat in ons woon, ons is die woonplek. Hierdie woonplek is reeds herstel, sê hy vir die mense. So moenie hulle saak nou bemoeilik, deur vir hulle nog wettiese goed te gee, wat hulle moet bydoen nie. Die feit van die saak is, die hut is herstel.
Dis 'n afgehandelde saak. Jesus het gesê, dis volbring vir die mensdom. Ons kan niks bydoen om gered te word nie. Ons kan niks bydoen om genees te word nie. Dis alles afgehandel vir die mens. Maar ons, omdat ons uit 'n agtergrond uitkom van doen, ons het in die kerk groot geword, ons het elke byeenkoms bygewoon, ons het gebid en gevas, en ons het demone uitgedryf, en ons het allerlei goed gedoen. Ons wou net nog altyd iets bydoen by genade, om iets te verdien uit die hand van God uit. Ons het probeer heilig geleef, om iets te ontvang uit die hand van God uit, om in sy goeie boekies te wees, sodat hy ons kan seën. Ons moet gehoorsaam, anders is ons vervloek. En ons wou gedurig nog wettiese goed inbring by genade. Ons is onder genade. Daar is niks wat ek en jy kan doen om die heelmaking van jou en my, die herstel van jou en my, net na volgende vlak toe te neem, of dit net volkome te bewerk, deur iets wat ons doen nie. Dis afgehandelde saak. Johannes skryf 30 jaar later, en hy sê, was julle maar koud, was julle maar warm, maar nou dat jy warm en koud meng en by lou uitkom, hy sê, moenie dit doen nie, moenie die wet en genade, moet dit nie meng nie. Ons is onder genade, ons is onder in 'n tydperk, ons is in 'n tydperk waar Christus alles vir ons afgehandel het 2000 jaar gelede. Die hut is herstel. Jy en ek, die woonplek van die liefde, is in sy totaliteit heel gemaak en herstel. Jy en ek kan niks, ek sê weer, ons kan niks byvoeg by ons herstel en ons heelmaking, wat reeds 2000 jaar aan die kruis en met die opstanding gebeur het nie. Sien, ons het saam met Christus gesterf, saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons is almal weergebore. Hierdie hut, die woonplek van God, is in sy totaliteit reeds herstel. Dit is goeie nuus.